Gaan dit Franja, goed? gaan dit goed? Dit gaan goed met my, dankie. Gaan dit goed daar so by julle? Altyd, ons kry net verskriklik warm. Ja, dis warm hier ook. Ek het nogal vandag, ek dink dit was Pretoria FM, toe praat ons so oor die weer wat so vreemd is die laaste tyd. En toe sê ek vir hulle het gevra of weet ek in die verkeer vas is, toe sê ek, die verkeer was nie so erg nie, die hitte is vir my erger gewees. So die hitte was Ja, baie erg nee, vandag hier in Pretoria ook. nee, hier is dit ook, ons brand. Ek sal vir jou sê, dit is regtig, ons brand uit hierso. Hoeveel grade is dit daar? Dit was so hier 37 grade die hele tyd. So, ja, verlede week was dit 39, 40, sonder 'n wind. Ja nee, Pretoria is nie so warm nie, so ek kry julle baie jammer. Franja, vanaand gaan ons bietjie praat oor jou nuwe liedjie wat uitgekom het, Kry my in die middel. En ek wil vir jou baie geluk sê met jou vrystelling van Kry my in die middel. Wat was die inspirasie om hierdie liedjie te skrywe en watter boodskap hoop jy neem die aanhangers daarvan weg? Vir my was dit die inspirasie kom, maar ek probeer altyd myself in ander mense se situasies sit en situasies waarin ek self ook al was. En dis daai tipiese sê ding wat hulle in Engels gebruik van meet me halfway. Ek dink as jy in enige verhouding is, Yes. as dit jou man, jou vrou, jou ou meisie, vriendskappe, dan as mens 'n argument ooit het, dan ek dink mens moet compromise van albei se kante af en dan mekaar in die middel ontmoet en dit uitsorteer. So dit is maar waar die meeste van die inspirasie vandaan kom, om die liedjie te kon skryf. En ek wil nog steeds sê dit moes 'n lekker vibe wees. So die liedjie het 'n lekker beat en 'n atmosfeer. Ek het imagine ek's op 'n eiland en iemand ontmoet my in die middel en mens kan op 'n dansvloer ook mekaar in die middel ontmoet want ons is altyd 'n sirkel en dan gaan iemand in die middel in en gaan dans. So daar is is maar so 'n dubbel betekenis van die woord middel. Jy kan 'n teiken in die middel skiet. So ja, dit was maar meeste van die inspirasie waar dit vandaan kom. Jy het nou so half aan my volgende vraag geantwoord. Ek wil gehad het jy moet vir my net 'n bietjie uitbrei oor die konsep van ontmoet mekaar halfpad. Wat 'n liedjie is. Ja, dit is waaroor die hele liedjie gaan is maar daai van dit begin eers sê net waar, tyd en 'n plek en dan kry jy daar om die persoon nou in die helfte te ontmoet en dan die tweede gedeelte is die tweede vers gaan meer oor sien hoe maar jy eens beklei met iemand en ek mis jou net, mis alles wat ons wat ons nie meer het. Daai van jy praat nie regtig op hierdie stadium met mekaar nie, maar jy mis wat ons gehad het. Asseblief kry my in die middel dat ons dit kan uitsorteer. So ja, dit is presies daai Engelse gesegde wat mense sê, meet me halfway, kry my in die middel dan sort ons hierdie uit. En dit is soos wat jy net nou gesê het, ja, mens moet in die lewe baie compromise. En dit is belangrik. Ek dink dit is belangrik. Ek dink mens groei ook as mens en as mens in 'n verhouding is dan ek dink dit moet van albei kante afkom. Dit help nie dit kom net van een kant af nie want iewers gaan iemand ongelukkig wees en as jy albei eweveel moeite doen en compromise dan glo ek sal daar 'n oplossing kom om sterker aan die ander kant uit te kom. Ek sê altyd 'n verhouding of 'n huwelik of 'n vriendskap is soos 'n bankrekening. Jy doen 'n deposito toe en jy doen 'n onttrekking. So dit moet van albei kante afkom. Jy kan nie net onttrek nie want as jy dan sien, dan is jy heeltemal in die rooi. Ja, daai saldo moet mos balanseer. So dit is definitief. Dit is moeilik. Daar moet balans wees, ja. Dis makliker gesê as gedaan. Dit is nie altyd so maklik om dit te doen nie. Dit is so. En hoe pas kry my in die middel in jou algehele diskografie in? En wat onderskei dit van jou vorige vrystellings? Ek dink dit is ek dink is 'n bietjie van 'n ander klank. Ek het probeer ja, nog steeds laat voel dat mens voel jy is verlief en jy weet nie regtig op wie nie en op wat nie.
So dit is half daai dreamy gevoel en dan is dit nog steeds 'n lekker ritme. Ek dink ja, ek hou van iets wat energie het. Ek hou ook van iets ernstigs. So ek dink is 'n mooi balans tussen die twee. Die res van die goeders wat dan nog uitkom later die jaar, wat deel vorm van my EP is ook anderste tipe goed. So ek sien uit om iets van alles met die mense te deel en die volgende een is bietjie meer die liriek is meer direk en meer ernstig. So dit is nie noodwendig 'n happy liedjie wat gaan uitkom volgende nie, maar die energie is nog steeds lekker in die liedjie. Ja, en ek moet sê die liedjie se link is in ons bio. Julle wat dit nog nie geluister het nie, gaan luister daarna. Ek sal vir jou sê dit is 'n awesome liedjie. Regtig waar, is 'n baie mooi liedjie. Dankie so my. En jou musiekvideo van Kry my in die middel het ook vandag vrygestel. Wat kan die aanhangers wat nog nie die musiekvideo gesien het, die van die video verwag en hoe komplementeer die liedjie die boodskap? Die video, dit was 'n verskriklike lekker video om te skiet en projek om te skiet. Die mense kan net verwag 'n lekker kuier tussen klomp vriende en daar is iemand wat jou oog vang en wat belangstel in jou en dan kry jy en hierdie persoon mekaar in die middel. So as hulle na die video wil gaan kyk, Andrei Lotter het saam met my in die musiekvideo gespeel. Dit was verskriklik lekker om saam met hom te werk. En die einde van die video staan daar ook die woorde word vervolg. So daar's iets wat gaan afloop na hierdie video. Die volgende ene gaan mooi, ja, dit word vervolg. So die storie word verder vertel met die volgende ene. Ja, dit was lekker. Ons het 2 musiekvideo's op een dag geskiet, so dit was nogal mal. Dit was baie besig geweest. Maar ja, ek is baie happy met hoe dit uitgekom het. Gerdoan waarmee ons skiet, die laaste video's geskiet het, is ja, hy doen altyd 'n goeie job en dit is altyd lekker om saam met hom te werk en ek dink hy het die video baie mooi gemaak. So as die mense wil gaan kyk, hy is beskikbaar op YouTube. Okay. En waar is die musiekvideo geskiet en hoe het jy op die tema vir die musiekvideo gekom? Hy is hier in Pretoria geskiet in 'n huis. Dit is 'n verskriklike mooi huis. Dit is nie ja, die huis is verskriklik mooi en dit is half Tusken atmosfeer die hele huis. So dit was verskriklik lekker om in 'n huis te kon skiet en ek het klomp van vriende en mense gekry om te kom na hierdie cocktailparty eintlik toe. Ons het eintlik lekker gekuier die aand. Saam met almal en ja, dit is in Pretoria geskiet en die hele konsep het gekom eintlik. Ons sit altyd by mekaar en gooi maar mekaar se idees en gooi maar idees in die middel en en ek dink maar wat mense wil doen met 'n video en die storie vertel en ja, dis presies hoe ek dit imagine het. Indien nog beter dat ek is maar hierdie tropiese gevoel op 'n eiland en is net 'n lekker 'n party waar lekker kuier. Ja, waar mense by mekaar kom net tyd saam spandeer en dan is daar dalk hierdie love interest. So dit is presies wat ek gesien het in my kop met die liedjie toe ek hom geskryf het. So die video het hy sluit baie mooi aan by my gedagtes wat ek gedink het. En hoe hoop jy sal die aanhangers op die liedjie reageer? Ek hoop hulle reageer op 'n goeie manier. Die terugvoer sover is regtig ongelooflik goed en ek's baie dankbaar vir dit. Die mense sê hulle hou van die liedjie. So as mense luister en ons kan ander musiek maak vir mense wat wil luister en wat dit geniet om net te dans of om laat dit vir iemand iets beteken, dan sal ons altyd musiek uitsit. Ek dink dit maak dit net soveel meer die moeite werd as mense dit waardeer en mense dit geniet. So ja, ek hoop die reaksie is goed en die terugvoer is sover goed, so ek's baie dankbaar. Ek is verseker dat die mense geniet jou musiek verskriklik, want die terugvoer wat ons kry is ongelooflik. Ek is baie dankie. Ek waardeer dit regtig ongelooflik baie. En kan jy vir ons enige storie vertel of 'n ervaring agter die skerms tydens die skiet van hierdie musiekvideo?
Ek was baie moeg geweest toe ons hierheen geskiet het, want ons het hom tweede geskiet. Ons het eers 'n ander musiekvideo geskiet. So ek was baie moeg. Ek dink ek lyk daarmee so moeg op op die skote wat daarin gesit is nie. En ek moes 3 keer my make-up oordoen daai dag. Omdat ja, dit is nogal 'n vrou het baie meer werk as 'n man met so iets, want ons moet hare kyk, ons moet make-up kyk, mens kan nou nie sleg lyk op die kamera vir 'n musiekvideo nie. So mens probeer maar so mooi as moontlik maak, maar ek moes 3 keer my make-up oordoen daai dag en dit was net verskriklik besig geweest, maar dit was ook lekker en dit het gereën. Ja, dit het begin reën toe ons die kry my in die middelste musiekvideo geskiet het. So die reën het ons bietjie gevang, maar ons het toe nog maar ge-improvise en mekaar in die middel gekry en 'n plan gemaak. Sien jy. En wat is volgende vir jou na hierdie vrystelling? Enige komende projekte of samewerkings? Ek is op hierdie stadium besig met my EP, wat 'n bietjie later uitkom. So dis maar waarmee ek myself besig hou. Ek hou ook daarvan om te vervaardig in die studio. So ek's besig met die vervaardiging van my nuwe liedjies en my nuwe musiek wat uitkom en verder probeer ek maar toer en by die mense uitkom en my musiek gaan deel met mense. Ek is besig met ander projekte in die studio. So as ek nie shows doen nie, dan werk ek in die studio die hele dag. So ek geniet dit en dit is maar waarmee ek myself besig hou en wat voor lê in die toekoms is maar nuwe musiek en 'n EP van my af. Ek sien baie uit om te deel met die mense. Ja nee, ons sien ook uit. Ek kan altyd nie wag om te hoor wanneer kom maar nog 'n musiekvideo of 'n liedjie van Franja uit die, want ja, jy het soveel energie binne in jou musiek dat 'n mens dit aanvoel. Ag, dankie. Ek waardeer dit so baie. Ek is bly dit gaan so uit na mense toe dat julle die energie voel. Ek wil die energie uitstraal en lig en liefde. Wel, jy doen dit sonder om enige iets te sê, straal jy al klaar daai energie uit. Baie dankie. Dis 'n groot kompliment. Ek waardeer dit baie. En Franja, hoe het jy vandag die vrystelling van Kry My in die Middel gevier? Ek het klomp radio-onderhoude gedoen vandag, so ek was op en af gewees. Ek was lekker besig gewees en ek het dit nou nie amptelik gevier nie, maar ek het dit maar gevier om verder te werk aan musiek en mense het my gesê, mense naby my het my gesê geluk met die nuwe liedjie en ek was eintlik baie besig geweest. So ek het dit dan nog nie amptelik gevier nie. Ek sal môre sal ek dit vier. Môre het ek 'n show in Brits en dan gaan ek dit lekker vier daar saam met die mense. Ons gaan nou nie vanaand weer lirieke raai en dit vra nie. Ja. Ons gaan net vir jou vra 'n paar ander vragies, want ek het gedink jy is besig vandag, so ek wil nie vir jou te lank ophou nie. Dis altyd vertel vir ons in een. Ag, dankie, ons waardeer dit. Vertel vir ons in so een sinnetjie, wie is Franja? Wie is Franja Du Plessis? Dit is altyd vir my moeilik om dit te antwoord. Ek is 'n baie plain Jane vrou, net die beste wil maak van my talente wat ek gekry het van die Here af en wat volgens sy wil lewe en ek wil net die lewe geniet, die beste maak van die lewe en die tyd wat ek hier op aarde het. En ek hou baie van musiek en ek's baie familievas. So ek sal sê dit som my op, maar ook sterk. Ek dink ek het al baie goed in my lewe deurgegaan en dit vorm 'n mens. Ja. Mense altyd as iemand het verander, maar dan is ek altyd so, dan dink ek enige iemand verander want omstandighede verander om jou en tyd verander 'n mens. Nie noodwendig in 'n slegte manier nie, maar dit vorm jou as mens. So jy gaan nooit presies dieselfde bly as wat jy sien maar 5 jaar terug was nie, want dinge gebeur in jou lewe wat jou vorm as mens en vir jou maak wie jy is vandag. En ja,
Ja, ek sal sê ek is ook al 'n paar goeters deur in my lewe, maar ek wil die lewe voluit aanpak. En wat is iets wat die aanhangers nie van jou weet nie? Wat is daar? Ek weet ek dink ek het dit al gesê. Ek skryf links. Ek dink daar is nie baie mense want ek speel regs gitaar. So ek doen baie goed regs en dan doen ek party goeters links. Ek dink mense is altyd so verbaas as hulle sien ek skryf links. As ek iets teken. En ek is baie lief vir sport. Ek dink as ek nie in die musiek ingegaan het nie, sou ek in die sportrigting wou ingaan. En ek wat is daar nog? Ek hou van instrumente speel. Bang vir spinnekoppe. Ja, ek hou nie van spinnekoppe nie. Ek hou nie van spinnekoppe nie, ek is bang vir dit en slange. Ek dink iets wat iemand nie weet van my nie is, ek het gasvrystudies op skool gehad. En dit was my beste matriekpunt vir gasvrystudies. So ek hou daarvan, ek maak nie baie kos nie, ek gaan eerlik wees. Maar ek kan kos maak as ek wil. En dit was my beste matriek uitslag gewees my beste matriekpunt was my gasvrystudies. En dit was ek hou nie daarvan om te spog en oor myself so te praat nie. Maar dis iets wat iemand nie weet nie, dit was die beste punt in Gauteng vir daai jaar, ja, so matriek Okay. Dis goed. Ja. En Franja, as jy nou vir die 16-jarige Franja moet raad gee, watse raad sal jy vir haar gee? Ek sal sê, luister vir ouer mense, want hulle het meer wysheid as jy op daai stadium, en mens dink jy weet alles. Ek het gedink ek weet alles, en ek het nie geluister na die raad en die wysheid van ouer mense in my lewe nie. En ek het seer gekry ook al, as gevolg van ek wat nie wou hoor en nie wou luister nie. So. En mens moet net nie laat negatiewe mense wat jou nie ken en jou hart ken nie. Mens moenie jou steur aan wat mense, ek dink, ek was op 'n plek waar ek myself baie gesteer het aan dit en ek sal sê, moenie jou so baie steur aan wat ander mense dink van jou as hulle nie eers die moeite doen om jou te probeer wil leer ken of nie, moenie jou dan steur aan dit nie, want dit is nie die moeite werd nie, dit steel jou geluk en jou joy vir geen rede nie. Ek sê altyd, ander mense se opinies moet vir jou niks beteken nie, want jy het nie daarvoor gevra nie. Ja. Dit is hulle opinie, so dit is beteken. Wat ek ook sê, as iemand nie jou hart ken nie, dan en die moeite doen om jou hart te wil leer ken nie, dan maak dit nie regtig saak nie. Die mense naby aan jou is dit die wat saak maak. En die positiewe goed. Franja, ek het by my laaste vraagie gekom vir jou. As hulle vir jou sê, daar's 'n wêreldwye billborde, wat oral oor die wêreld is, jy moet vir die wêreld 'n boodskap daarop sit. Watse boodskap sal jy vir die wêreld op daai billboard sit? Vir die mense in die wêreld? Ek sê altyd ek wens mense kan net in vrede saam met mekaar lewe in hierdie wêreld, want dit gaan mal in hierdie wêreld. Ek sal sê daai dis 'n vers wat sê jy moet jou lig laat skyn in hierdie donker wêreld. As dit donker raak om jou, wees jy dan die lig wat uitstraal na ander mense toe en verlig hulle pad dan as dit donker is op hulle pad. So ek sal sê, daai is 'n baie mooi boodskap. Ja, be light, wees lig in hierdie donker. Dis 'n baie mooi boodskap. Franja, ons het nou tot die einde gekom. Ek wil net sê jy is op al die sosiale media platforms, so die aanhangers kan vir jou kry op TikTok, op Instagram, Facebook, op almal. Ja. En jou musiek is op YouTube. Yes, dit is op YouTube, op al die sosiale media platforms kan hulle my daar kry.
Facebook Franja Du Plessis en op Instagram Franja DP en dan op YouTube gaan kyk die video as julle nog nie het nie. Ek sien uit om te hoor, laat weet my wat dink julle en ek hoop hierdie liedjie kan vir julle 'n lekker atmosfeer en vibe gee en ek hoop ja, dit laat julle lekker dans op hom en geniet dit oor hierdie naweek, sit hom op jou playlist as jy braai of waar kan jy is. Geniet net Ons het hom ook vanaand al 'n paar keer oor en oor geluister want dit is regtig is 'n lekker liedjie. Ek hou van sulke vibe goed. Dankie. Ek waardeer dit dat julle hom luister. Dankie. En waar kan die mense vir jou bespreek vir op shows te kom doen? Vertonings vir shows. Yes. Hulle kan vir CO Productions kontak. Dit is my agentskap en ek dink hulle e-mail is ek gaan nou nie heeltemal seker wees nie, maar ek dink is info@co productions. Ja. Net CO of co-productions.co.za en dan ja, hulle sal definitief kan help as mense my wil bespreek vir 'n funksie, vir 'n golfdag, vir enige iets waar hulle wil hê ek moet vir hulle kom musiek maak. Dan hulle vir CO Productions kontak, dan sal ek 'n draai kom maak. Ek wil by mense kom kuier en vir hulle kom sing, so dit is altyd vir my lekker om nuwe mense te ontmoet en nuwe plekke te sien. Dankie. Ek waardeer dit regtig baie en dankie dat julle altyd tyd maak om met my te gesels en vir my sulke interessante vrae. Ek kry nooit sulke vrae soos wat ek van julle afkry nie. En die games is ook altyd lekker. Ek is iemand wat hou van games, so baie dankie vir julle moed. As ons nou weer met jou praat, gaan ons 'n ander game speel. Ons het 'n paar ander games in die pipeline. Ek sien want julle raak gewoond aan die liedjie lirieke raai. Ja, ek dink mens raak dalk gewoond daaraan as mens dit meer as een keer doen, maar ek sien uit om die nuwe game te probeer. 100% Franja, jy moet een awesome aand hê. En weer eens baie geluk met die vrystelling van Kry My in die Middel. Dankie. En stay humble, stay awesome. En dan sê ek vir jou musiekliefde van ons af. Baie dankie, ek waardeer dit. Ek hoop julle het 'n verskriklike lekker naweek en almal wat ingeskakel is. Ek hoop julle braai en ek hoop julle luister lekker musiek.